Welkom by ons Pinkster Digidiens, hier by Wellington Moedergemeente, waar ons vir jaar 6 emmers uitgesit het. Want ons wil probeer uitvind, hoe kan ons die shalom, die diep heelmakende gesondheid, vredesgesondheid wat God vir ons bedoel het, hoe kan ons dit eien in ons lewens? En ons het gedink, as ons hierdie 6 waardes in elkeen van ons het, dan sal dit ons help om daar uit te kom. Maar dit is nie 'n to-do lysie nie. Dis hoekom ons 6 leeremmers gebruik het aan die begin van die Pinkster om te sê, ons is hier om te ontvang. Ons kan nie die reën maak nie, maar ons kan ons emmers uitsit. En ons het in hierdie Pinkster dit uitgesit, dat die Here dit vir ons kan volmaak. Ek gaan sommer vandag deur my boekie blaai en met julle deel wat ek geskryf het. Want hierdie is 'n werksboekie wat ons gebruik het in hierdie Pinkster. Ons het Sondag mekaar gesê, aan die hand van Adam se storie, dat 'n mens ook sou kon sê, dat as God ons maak as sy beeld en verteenwoordiger, hy ons eintlik maak as sy skaduwee. En mekaar gesê, as jy God se skaduwee oor jou wil laat val, sodat jy sy skaduwee kan wees, dan moet jy op hom fokus, want hoe meer jy op hom fokus, hoe nader aan hom sal jy lewe, en hoe groter sal sy skaduwee oor jou en jou eie skaduwee val. Mekaar gesê, dat ons hierdie week 'n bietjie ons eie skaduwees gaan dophou, en onsself heeltyd herinner. Dit is nou my skaduwee, maar ek is eintlik ook God se skaduwee. Hoe meer ek in sy skaduwee lewe, hoe meer is ek van sy skaduwee. En ons het al gedink, dis iets wat ons kan onthou, en wat ons sal help om nader te groei aan die shalom. Want die shalom is die diepste, 'n konstante bewustheid van God se vredebringende teenwoordigheid in my lewe. Sondag aand het ons bietjie gepraat oor die waarde van getuig. Mekaar gesê, ons almal het stories. Ons het gekyk na Paulus se storie, want hy was per excellence die groot getuienisman in die Bybel. En weer gekyk na Handelinge 9, Handelinge 22, die 2 stories oor dieselfde gebeurtenis. En mekaar aangemoedig om bietjie te gaan dink oor jou storie. Miskien is jou storie 'n diep spirituele storie, waar God 'n transformasie in jou lewe gebring het op 'n dag, toe iets op jou, soos die Engelsman sê, gedawn het. Toe iets vir jou tot insig gekom het en jy iets verstaan het. Miskien is jou storie 'n eenvoudige storie van goddelike versorging en voorsiening. Daar's niks meer verkeerd nie, dit is ook 'n storie. Want jy ontdek in daardie versorging en daardie voorsiening God as Vader of as Moeder, as die een wat na jou kyk. Ons het mekaar gesê, jy kan datums vat in jou lewe. In my lewe byvoorbeeld, 1986, 87 was toe 'n groot jaar, waar ek God leer ken het as 'n Vader wat vir my sorg. En baie aande, as ek in my bed lê en ek is bekommerd oor my toekoms, dan sê ek vir my net, 1986, 1987, slaap Johannes. Die Israeliete het dit ook gedoen. Hulle het gepraat van manna en kwartels en water uit 'n rots en slaap Israel. Jy weet mos waar jy vandaan kom en wie saam met jou gekom het. Miskien kan jy 'n storie hê wat met teksverse verband hou. Jy kan self gaan dink, in my lewe was Sagaria 4 vers 6, Psalm 131, byvoorbeeld, 2 groot tekste, waaroor ek 'n lang storie sou kon skryf, hoe dit my geloof in God verander het, en hopelik gesond gemaak, beter gemaak het.
Ons het maandag aan gepraat oor gehoorsaamheid. Mekaar gesê, gehoorsaamheid en geloof is die twee kante van dieselfde munt. En as jy 'n muntstuk vat, maak nie saak hoe groot hy is, hy het 'n kopkant en hy het 'n sterkant. Hy het 'n bokant en 'n onderkant. Jy kan nie die een kant vat nie. Jy moet albei kante vat. En eintlik het ons Abraham se storie gelees, wat verbasend is, want Abraham kry die verskriklike opdrag om uit sy land uit te gaan, uit sy mense uit te gaan, weg van sy familie na 'n vreemde land, en hy doen dit. En 'n mens wonder, hoe kry hy dit reg? Wel, toe ek aan Abraham dink, toe dink ek aan 'n postduif, of 'n wetvlugduif, want ek verwonder my aan hulle ook. Hoe laai 'n Wellington duiweboer sy duifies op Koelsberg, maar hulle kom Wellington toe, al die pad. En Abraham was vir my so 'n duif. Hy het eers 2 keer gedink, hy het geweet, sy postduifbestemming is om aan God gehoorsaam te wees. Dit is 'n lang storie van voorspoed tot teëspoed, van mooi stories en lelike stories binne die groot storie. Maar uiteindelik weet ons almal, Abraham was nie net 'n man van geloof en gehoorsaamheid nie. Hy was 'n geseënde man gewees. En mekaar gesê, as God se postduifies op aarde, het ons bepaalde roetemerkers, soos wat die duif nou van Koelsberg af, verby Hannover en Richmond en 3 Susters en Beaufort West, en Touwsrivier ensovoort, vlieg op pad Wellington toe, het ons ook sulke roetemerkers, wat so deel van ons DNA is, soos om vredemakers te wees, of vredebringers te wees, soos om te huil oor sonde. Ons trane loop, as ons sien, mense gly en val. Ons veroordeel nie. Soos byvoorbeeld ons eerder sagmoedig te wees, as om hardhandig te werk. Dis ons Hannover, dis ons Touwsrivier, dit is ons roetemerkers. Dis goed wat God vir ons gegee het, Vader alleen weet hoe dit werk. Dit is die misterie, dat 'n mens, soos ek en jy, en 'n mens soos Abraham, vir God gehoorsaam. En dikwels moeilike goed doen in hierdie gehoorsaamheid. So as jy nou ooit weer 'n postduif of wetvlugtuig sien vlieg, kyk na hom, en sê vir jouself, daar gaan ek ook. Ons het Dinsdag aand gepraat oor gestuurdheid, aan die hand van 'n vrou in die Bybel, met die naam van Lydia, die purperverkoopster. Wat so mooi van haar is, dat sy was op die regte tyd, op die regte plek, en al wat sy gebring het na die plek toe, of na die lewe toe, was wat sy gehad het, naamlik haar huis. Sy het my nogals laat dink aan die seentjie met die visies en die broodjies, wat Jesus gesê het, bring het. Dit lyk vir jou na niks. Ons weet, het seker op daai stadium vir haar ook na niks gelyk nie. Maar vandag sit ons hier in Wellington Moeder Gemeente, en op een of ander vreemde, weer mysterieuse wyse, is ons vandag hier, omdat Lydia haarself en haar huis oopgestel het vir die Here, terwyl Paulus die woord aan haar bedien het. Sy was die eerste Europese Christen, het as te ware die deur oopgemaak vir die evangelie, waarvan ons nou die verdere draers is. Daar is so 'n goue draad tussen Lydia en ons. Die Engelse sê dit is mind-blowing. Ek gebruik die woord, it's a mystery, waarvoor 'n mens net God kan loof, prys en dank. En om te weet, jy het ook iets wat God vir jou gegee het, wat jy maar net tot sy beskikking moet stel, en jy kan 'n pion wees in 'n groot storie waarvan jy nie nou bewus is nie. Lydia het definitief geweet, Johannes en Neil gaan nou hier in Moedergemeente se kerkgebou sit, in 'n
die diens opneem en oor haar praat hê. Dit het sy nie geweet nie. Dit is die misterie. Woensdag aand het ons gepraat oor groei. Groei is ook maar verbonde aan geloof en gehoorsaamheid. Want as 'n mens reg in die geloof is, en dan in die gehoorsaamheid, waarsonder jy nie kan wees nie, sal daar ook groei plaasvind. Want die groei is nie iets ekstra nie, iets wat op die kant van die lewe gebeur nie. Groei is nie iets wat jy op 'n kamp moet gaan haal. Jy kan maar dit is nie noodwendig dat jy dit op 'n kamp moet gaan haal, of in 'n skool, of in 'n seminar, of in 'n groot gesprek nie. Jy groei daar waar jy lewe. Soos 'n plant in die grond, waar daar goed gebeur. Maar al wat jy moet doen is, jy moet baie bewustelik lewe. Ons het gepraat oor Jakob. Jakob wat 'n lang storie gehad het. Dit was baie lelik. Dit is dan maar lelik as jy jou broers gehonger en moeg uitbyt en hom moet kos afpers. Is allemaal lelik nie as jy jou pa se blindheid misbruik om jouself te bevoordeel. Toe ek nou die storie lees en dink, wat 'n soort mens is jy, Jakob? Toe besef ek moet versigtig wees. My naam is ook Jakob. Maar die storie van Jakob loop pragtig. Dankzij God, wat hom elke keer op 'n plek ontmoet. By Jabok, by Maganaim, by Pniel, en nog ander plekke, Bethel, keer God hom voor. Jakob hardloop sy broer weg, maar hy kan nie vir God weghardloop nie. En God vat sy storie, en God groei hom in sy storie. Dan sal jy uiteindelik hierdie verskriklike mooi vers wat sê, die twee broers, wat die een by die ander een doodmaak, en die een was bang vir die ander ene, het saam hulle pa begrawe. Jy wil huil daarvan as jy dit lees. Is so mooi. En dis die storie van groei, maar dit gebeur in die lewe. En Jakob het dit nie geleer in 'n skool nie. Hy het dit nie geleer op 'n kamp nie. Hy het dit geleer op sy journey, op sy reis, waar hy met sy kop op 'n klip gelê het. En toe kom God in 'n droom na hom toe. Ignatius van Loyola het vir ons geleer van die eksamen. Hy het gesê, ons moet altyd aan die einde van die dag bietjie terugkyk oor die dag. Kyk, waar was God vandag by ons? Hoe was God saam met ons? Wat het ek vandag van God geleer? Waarvoor kan ek vanaand dankbaar wees in my lewe? Wat was vandag my uitdaging? Waar het ek misluk? En as ek na môre toe gaan, wat wil ek vir die Here vra vir môre? Wat kan hy vir my doen? Hoe kan hy my help dat ek môre vir hom 'n beter getuie kan wees? 'n beter gestuurde. Groei vind plaas waar ons bewustelik lewe met die lewe. In donderdag aand het ons gepraat oor gasvryheid. Gasvryheid is 'n ruimte waar ons as 'n kerkgenootskap, geloofsgemeenskap, as getuies, gestuurdes, gelowiges en gehoorsaames, graag vir mense genade wil gee. Betekende ons wil hulle ontvang vir wie en wat hulle is. Ons wil met hulle tree vir tree die pad stap na hulle volle waarheid. Of het nou 'n gemaklike waarheid is of 'n ongemaklike waarheid, maak geen saak nie. Gasvryheid skep ruimte waarin ek jou nie wil verander nie. Maar waar ek vir jou net goed wil wees, sodat jy veilig kan voel, sodat jy waardig kan voel,
Ek verwelkom nie jou sonde nie, want jy verwelkom het ook nie, né? Maar ek verwelkom vir jou, die mens. En ek verwelkom jou so, en ek laat jou so in hierdie ruimte toe, dat ek en jy later wel oor sonde kan praat, myne en joune. Dat ons dit mekaar kan bely, sonder mekaar te verloor. Want in 'n ruimte van gasvryheid, probeer ek jou storie verstaan. Ek probeer nie jou oordeel nie, want dit kom my in elk geval nie toe nie. So, onderliggend aan gasvryheid, lê genade, wat dit moontlik maak, dat ons heeltemal in die waarheid kan wees. Dis ons 6 emmertjies. Ons nooi jou na Sondagoggend 9:30, se Pinksterfees, hier in ons kerkgebou, waar ons aan die nagmaalstafel gaan kom sit as gelowiges, wat ook gehoorsaam is, mysterieus gehoorsaam, as mense wat in die lewe gegroei het, waar ons is, as mense wat 'n storie het, wat ons graag vir die wêreld in nederigheid wil vertel, as mense wat weet, ons het iets by die Here gekry, waarmee hy ons stuur na die wêreld toe. En uit die aard van die saak, is die nagmaalstafel die groot teken van gasvryheid. Want hier by die tafel is almal welkom. Want hier bedien ons vergifnis wat ons almal gekry het. Dankie vir jou tyd. Ek hoop die Here maak jou emmertjies vol, oorlopends toe vol. Hy is 'n God van oorvloed. Hy sê strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Ek wil vir die Here sê, Here, dit is reg, maar ek kan nou maar net eers ons emmertjies vol strome maak, dat dit oorloop. Mooi loop tot die volgende keer.